ons het verlede week gepraat, of ek praat van 2-3 weke terug, ons het gepraat oor herlewe jou gemoed. Jou gemoed beteken jou innerlike, luister mooi, gesindheid. Dit beteken jou stemming, dit beteken hoe jy voel. Hier sit mense in hierdie kerk, hulle voel bietjie af vanoggend. Hulle voel die lewe druk, hulle voel neerslagtig, maar hier's baie mense in hierdie kerk vanoggend, en die kerk sommer ervaar, hier's mense wat positief is, wat bly is, wat excited is, en dit is alles te doen met my gemoed. Hoe ek voel. Nou luister mooi, hoekom is dit belangrik? En ek het dit genoem 2 weke terug. Die duiwel gebruik die druk van die lewe. Luister mooi, die grinding van die lewe. Die storms van die lewe, die aanvalle, die siekte, die probleme, gebruik hy om jou gemoed te verander. Duiwel hou nie daarvan dat jy gelukkig is nie. Die duiwel hou nie daarvan dat jy vol blydskap is nie. Ek wil jy moet hoor. Die duiwel sy sin kan kry, wil hy jou in 'n diep put hê vanoggend. As die duiwel sy sin kan kry, wil hy moet depress wees. As die duiwel sy sin kan kry, wil hy moet deurslagtig wees. En jy gaan net hoor hoekom. So die duiwel gebruik elke omstandighede om my gemoed te verander. En daarom kan julle nie belewe altyd wat ek beleef in Reinie en al die voorsangers en almal wat die voor is. Jy sien dit is so excited op 'n Sondag. Jy kan die voorstaan en ek sê, ek sien nou 'n lekker week gehad. Ek sien nou 'n lekker week gehad. Ou, het 'n moeilike week gehad. Hy suster het deur moeilike tye gaan. Jy sien dit. Want ek kan sien hoe die gemoed is. Dieselfde met my, jy kan baie keer sien, dit bestoor dat jy 'n moeilike tyd, en sê ek, wel, bid net vir my. Want my gemoed verander ook baie keer, soos die druk is. Nou baie mense dink, en ek wil gou hier sê, baie mense kyk na my, en dan mense hier voor, dan sê hulle, hier, ons het nooit probleme nie. Hulle het nooit probleme. Hulle is altyd joyful and happy. Hulle is altyd excited oor die lewe. Nou, ek wil vir u sê, dit is nie so nie. Moenie na ons kyk en dink, ons is vry van probleme nie. Dieselfde duiwel wat jou aanval, val my aan. Dieselfde probleme wat jou tref ons ook. Maar ons het iets geleer in die lewe, en dit is, dat die blydskap van die Here is my beskutting. Kom aan kerk, gee die Here 'n lofoffer in hierdie plek. Okay, ons gaan net daaroor preek, maar kom ons, ek raak so excited nou klaar. So ons het wel hierdie week besef, 2 punte vir die genoem, het ons gesê, wel die eerste ding, hoe jy kan jou gemoed kan verander, jy moet besef, dat jy's verantwoordelik daarvoor. Jy sien, die kerk is 'n wonderlike hulpmiddel, en ek glo, hier sit baie mense vanoggend, jy het in daai deur ingestap, en jy was neerslagtig, en jy het vol probleme gewees, en jy was depressed, en nou amper na 'n uur, voel jy, Jessie, ek voel 'n ander gemoed, wie kan dit ervaar? Amen. Dis waarom kerk so belangrik is. Dis waarom diensbywoning so belangrik is, want jy sit in ander mense, wat die blydskap aan jou kan afsmeer. Jy saam met ander mense, wat jou gemoed so 'n bietjie kan lig, kan ek 'n amen kry. We need one another. Ons het mekaar nodig. Dis waarom kerk so belangrik is. So dis 'n innerlike besluit wat ek neem, ten spyte van die eksterne faktore. Dis 'n besluit wat ek neem. Dis nie omdat ek geen probleme het nie. Dis nie omdat daar geen eksterne probleme is nie. Nee, ja, daar is. Maar ek neem 'n besluit om te sê, luister, ek gaan nie toelaat dat dit my gemoed verander nie. Kan ek 'n amen kry? Okay, so is belangrik dat jy dit besef. En dan ding, nommer 2 het ons verlede week toe behandel. En ons het gesê, maar die eerste stap wat jy moet doen is, jy moet die Bybel volg en jy moet in die Gees bid. Jy moet in jou taal bid. Die doping, kyk mooi, kyk na my. Die doping met die Heilige Gees is jy net daar so jy lekker tyd kan hê nie. 30 jaar terug, toe die Here jou gedoop het, die doping met die Heilige Gees is nog net so vars vandag in my lewe, soos dit 40 jaar terug in my lewe was. Kan ek 'n amen kry? En die uiterlike teken van die doping van die Heilige Gees is 2 dinge. Nommer 1 is in tale praat, en nommer 2 is en jy sal krag ontvang.
Nou kyk gou na Judas 1, ek wil dit gou weer vir u gee, want jy moet sien, dit kom in die Bybel. Judas hoofstuk 1, vers 18, dat hulle vir hulle gesê het, in die laaste dae. So ons lewe nou in die laaste dae. Ek sê ons lewe in die laaste dae. Kom aan kerk, help my volgende. Ek sê ons lewe in die laaste dae. Okay, wat kan die laaste dae gebeur? Nou kom ons vergeet wat gaan gebeur, maar kom ons kyk wat ons moet doen. Vers 20. Maar julle geliefdes, julle kinders van die Here. Julle kinders van die Here moet iets doen. Wat moet ek doen, pastoor? Wel, stig jouself. Dis wat jy moet doen. Hy sê nie, jy gaan nie probleme hê nie. Hy sê nie, jy gaan nie aanvalle hê nie. Hy sê, luister, ten spyte van die probleme, en ten spyte van die spotters, en ten spyte van al die dinge wat in die laaste dag gaan gebeur, moet jy leer om jouself te stig. Okay. Maar hoe moet ek dit doen, pastoor? Maar die Bybel gee die antwoord. Hy sê, bou jouself op, deur in die alles, bou jou geloof op, deur in die Gees te bid. Dis waarom taal en bid so belangrik is. En die duiwel wil inkom met Pinksterkerke, en hy wil ons bid van tale uit ons uithaal, en hy wil sê, wel, julle is onstig mense, en julle kan in tale bid, julle luister mooi, ons praat nou van praat in tale, van jouself stig, ek praat nie van 1 Korintiërs 14, van die noodsaaklikheid van orde in die kerkie, dit is heeltemal iets anders dan. Ek praat van, ek kan in tale bid as ek in die winkel loop, ek kan in tale bid as ek in my motor ry, ek kan in tale bid as ek gaan draf, ek kan in tale bid wanneer ek uit vakansie is. Ek kan in tale bid waar ek swem. Ek kan in tale bid onder die stort. Ek kan in tale bid, Paulus sê ek bid meer in tale as wat enige van julle in tale bid. Kan ek 'n amen kry? Weet jy wat sê in 1 Korintiërs 14 vers 4? Hy sê hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Is nodig om in 'n taal te bid. Ek het dit beslag gedoen, so jy kan ons op die website, is al die notas, jy kan op Facebook al ons preke kry, en ook op ons website is die preke. So nou gaan ek met nuwe werk begin. Die tweede, of die derde ding, hoe ek myself kan, my gemoed kan verander, luister mooi, is deur die woord van die Here. Hoeveel keer? Ek wil hê jy moet hoor, hoeveel keer was ek al depress, hoeveel keer was ek al te neergedruk, hoeveel keer wil ek al moed opgegee, dan loop ek in hierdie kerk, en dan vat ek die Bybel, en ek vat my beloftes, en ek sê dit, en ek sê dit, en ek sê dit, en ek sê dit, en na 'n halfuur voel ek, praise God, ek kan berge versit, want dis die vermoë wat die woord van die Here het. Want jy moet verstaan, dat die woord van God is God. Johannes 1 vers 1. Aan die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Jy moet verstaan, dat Johannes 6 vers 63 sê, dat hierdie woord van God is gees, en is lewe. Jy moet verstaan, dat Hebreërs 4 vers 12 sê, dat hierdie woord is skerper as enige tweesnydende swaard. Dit is nie net 'n boek nie. Dit is God. Dit is 'n swaard. Dit is gees en lewe. Dit is die stem van God. En hierdie woord in my het die vermoë om my gemoed te verander. Om my in plaas van as sieraad te gee, in plaas van nederlaag oorwinning te gee. Hierdie woord is in staat om my te versterk. Dis wat die woord doen aan my. Ek wil jy moet hoor, as jy jou gemoed wil verander, het jy die woord nodig. Ek wil jy moet hoor, en ek gaan met iets anders te praat, dit is normaal, maar ek wil gou net die normaal vir jy gee. Maar pastoor, hoe doen ek dit dan? Wel nommer 1, jy studeer die woord. Daar staan nie, jy lees die Bybel nie, daar staan jy studeer die Bybel. Studeer hom. Dis nommer 1, jy studeer die Bybel. Jy doen dit met 'n pen en papier, jy maak notas, jy kyk op die komputer, wat beteken die woorde? Nommer 2, jy memoriseer die woord. Nou, ek ken dit, die goed preek, ek en pastoor John en Reini, en ouens wat die preek goed al vir 12 jaar doen ons dit al. So ons memoriseer die woord. Hoekom memoriseer mense die woord? Eenvoudig. Want môre as jy by die werk is en jy voel depress, en die duiwel kom met aanslae, kan jy nie sommer jou Bybel uithaal en kyk waar staan 'n skrif nie. Jy moet 'n skrif in jou hart hê en sê, duiwel, tot hier toe, dis
wat die woord van die Here sê. Dis hoekom ons die woord moet memoriseer. Jy sê, jy kan iets uithaal. Kyk mooi na my. Jy moet kan iets uit jou arsenaal uit kan haal, wanneer die aanvalle van die duiwel kom. Jy kan nie daar staan, en jy het niks om te sê nie. Toe Jesus in die woestyn versoek was, in Matteus 4 vers 4, het hy elke keer iets uit sy arsenaal gaan haal. Daar staan geskrywe. Hy het 'n Bybel by hom gehad nie. Hy het 'n foon by hom gehad nie, waar hy gou kan ooppak en 'n paar skrifte kry nie. Die woord was in hom, want hy was die woord. Dan nommer 3. Jy moet net die woord memoriseer, maar jy moet die woord kan spreek. Jy moet dit kan bely. Nou ek sê ons vir julle, ons ken hierdie 3 punte ken ons uit ons kop uit. Ons spreek honderde male daaroor. Maar ek wil graag hierdie ander skrif vir u gee. In Psalm 107 vers 20. As jy nog met my sê 'n bietjie amen. Okay, luister wat sê. He sent his word. So wat het hy gedoen? Hy het sy woord gestuur. He sent his word and heals them. So nog 'n ding wat die woord is, luister mooi. Die woord is medisyne. Spreuke sê Salomo ook, his word is like medicine. So die woord het die vermoë, kyk boy, as 'n medisyne, om jou gesond te maak in jou siel, jou gees en jou liggaam. Ek moet nie medisyne drink. Ek moet die medisyne net stuur. So let's wat sê, he sent forth his word and he heals them, he rescued them, luister mooi die amplified, from the pit and the destruction. Jy sien, jy's in 'n put vanoggend. Jy's in 'n put van depressie, van die neergedruktheid, asmoedigheid, swaarmoedigheid, bekommerd, vol laste. En die Bybel sê, luister, jou vermoë lê in die woord van die Here. Send forth the word of God to deliver you out of the pit and rescue you out of the pit. Hallelujah. Maar wat ek kan doen moet ek iets ken. Ek sê dit ek kan doen met ek die Bybel ken. Ek moet die belofte kan uittrek, sodat hy medisyne kan werk en my kan gesond maak. Die 4de een wat ons oor praat oor die woord. Praat vandag se Pinksterkerk nie meer oor nie. Maar ek wil oor praat volgende. Dis wat die Gees van die Here my gelei het. Dis hoekom ek hierdie punt uitgehaal het. En dit is in ons daaglikse gesprekke. Ek wil net hoor. Pastor Dave, Pastor Predron, Pastor Rupert, Gijskop ooms en tannies, wat jare in Pinkster is. Kan julle onthou, wanneer Pinkster kerkkinders, ek bedoel kinders van die Here by mekaar kom, waaroor het hulle gepraat? Daar was dit een topic, en dit was Jesus. Ek wil net hoor, ek onthou dit so goed, as jongman. Kom ek by mense af wat hulle praat as Jesus. Hulle het 'n woord, hulle het iets wat jou opbou, hulle het iets wat jou stig. Het jy hierdie skrif gekry? Ek het hierdie skrif gekry. En al wat hulle kom praat is die woord. Kom aan. Kyk wat sê die Bybel. Kom aan, ek sê my af te breek, want ek is ook skuldig daaraan. Die duiwel het my ook ingesluip in dit. Hy sê, in 1 Korintiërs 14 vers 26, hoe staan die saak dan, broeders? Nou, hy praat nie van mans, hy praat van die kerk nou, van die liggaam. Ons is broeders en susters, hy praat nou met ons. Hy sê, wanneer julle saamkom. Nou, ons religieuze ouens sê wel, wanneer ons in die kerk saamkom. Dis nie wat daar staan nie. Die Bybel sê, wanneer jy saamkom, het kan by die braaivleis wees. Wanneer jy saamkom, dit kan by die hypermarket wees. Wanneer jy saamkom, kan by die skool wees. Wanneer jy saamkom, kan by ontspanningsgeleentheid wees. Maar wanneer broers en susters saamkom, kyk wat staan nou daar. Dan het elkeen van julle 'n psalm, 'n lering, 'n taal, 'n openbaring, 'n uitleg. Hy sê dat alles het tot stigting geskied.
It's amazing dat ons vir 3 ure by mekaar kan kuier, sonder om een keer oor Jesus te praat. En ek preek vir myself. So moenie iets sê, pastoor, ek het baie by jou gekuier, ek preek vir myself. It's amazing wat ons 'n party kan hou, en ons kan nie mekaar bemoedig nie. Ons het geleer oor politiek, ken ons alles. Ons kan vir elke sportspan in die spelers se name gee. Maar ons ken nie hierdie boek meer nie. Want ons praat nie meer oor die boek nie. Ons het 'n bietjie skaam geraak. Ons het gekom op die plek waar ons sê, hoor die pastoor, daar's 'n plek en 'n tyd vir alles. Maar Paulus sê vir Timoteus, wanneer julle by mekaar kom, preek tydig en ontydig. Hy het gesê, preek dit Sondag nie. Hoe van jy sit in 'n kar al baie keer? Ek hou nogal af van. Ek het so mal, soos baie ander mense om in 'n shoppingcenter rond te loop vir 2 ure en na vensters te kyk nie. So ek sê baie keer, wanneer jy gaan, ek sit maar in die kar en wag vir jou. Dan kyk ek mense. Weet jy hoe min mense sien 'n mens wat bly is? Weet jy hoe baie mense sien wat depressief is? Jy hoef nie sielkundig te wees, jy hoef nie die gees van die Here te hê nie. You can see it, man, you can see it. Niks verander om ons te bemoedig nie, kan ek amen kry. Jy sien ons by die plek kom, wanneer Christus weer op ons lippe is, van die Bybel sê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. As my hart vol politiek is, dis al wat ek gaan praat. As my hart vol sport is, dis al wat ek oor praat. As my hart vol skinder is, dis al waaroor ek gaan praat. Maar wanneer my hart vol van die woord is, ek doen hierdie week opleiding met pastoor Tona en pastoor Wayne, en ek sê vir hulle, ek sê 85-90% van my preke, luister mooi, kom wanneer ek met mense praat, of wanneer mense met my praat oor die woord. Ek het hierdie week, ek het verlede Sondag, Miranda weet het nog eens, Miranda bid, ek en Miranda is alleen in die bidkamer, ek dink saam met Tannie Anna, en sy bid daar, ek bid hier, ek het net ingekom, sy bid, en sy sê die volgende ding, Here, ek bid vanoggend, dat mense hulle erfenis in besit kan neem. Onmiddellik sê die Here vir my, gaan skryf dit hier, en hier sou sit, toevallig is af te preek, het ek die 4 punte neergeskryf. Ek gaan Sondagoggend vir jou preek. Volgende Sondag moenie mis nie, het gaan die belangrikste preek wees, hoe om jou erfenis in besit te neem. Ek het hom klaar voorberei, hy gaan in 2 sessies bestaan, want hy was in my hart, oomblik toe ek al hoor bid, toe sê die Here, dis waar jy moet preek volgende week. Ek wou vanoggend gepreek het, maar toe voel ek, die Here het my iets anders gesê ek moet doen, volgende week, so ek gaan nou volgende week preek, maar toevallig het sy nou hier, dis my preek vir volgende week, 4 punte. Onmiddellik toe sy sê, toe vat ek hierdie boek, ek het nie 'n blaai in my Bybel nie, en ek skryf die 4 punte neer wat die Here my sê. So baie keer, hierdie week, ek dink is dan die Rea, toe jy by my kom kuier het, toe sê dan die Rea iets oor genade, en onmiddellik sê dan die Rea, stop dit daar, ek wil gewoon my notaboek uit pen gaan haal, en ek skryf dit neer, wat die Here op die oomblik vir my sê, waar ons het gepraat oor die woord van die Here. Amazing, wanneer jy begin praat oor die Bybel, hoe baie praat die Here terug by jou. So ons daaglikse gesprekke, 1 Tessalonisense 5 vers 11. Hy sê daarom, kyk wat staan daar, bemoedig mekaar, bou die een die ander op. En ons dink die Bybel sê daarom, as julle Sondag by mekaar kom, moet julle doen, as julle Woensdag by mekaar kom. Nee, die Bybel sê wanneer julle by mekaar kom. Ek sê wanneer julle by mekaar kom, moet ek soms onderskei. Ek sê nou vol is bietjie, uit 'n moeilike week, ek wil hom opbou vandag met 'n skrif. Ek sien nou klink, hy het 'n moeilike week, ek wil hom opbou met 'n skrif. Dink aan as dit jou lewenstyl kan wees. Jy loop in die werk en jy kyk rond en jy sien, ek sien hierdie dame, sy is depressed. Sy het 'n moeilike week. Ek gaan nou nie vra wat's fout nie. Ek gaan vas skrif en sy sê ek weet nie wat's fout nie, maar dis wat die Here vir my sê. Graag die skrif vir jou gee. Praat oor die Bybel. Ons doen dit in die alledaagse lewe waar ons gaan, kan ek 'n amen kry. Die woord is nie beperk, luister kerk, en net vir Sondag nie. Hierdie woord moet ons uitdra by ons werksplekke, in die marketplace, in die skole, in die rugbyvelde, waar ons ook al beweeg, moet die woord verkondig word.
So die woord het die vermoë. Hoeveel keer het jy al, kom ons doen dit prakties, ek wil gou 'n praktiese voorbeeld gee. Hoeveel keer het jy al by mense gekuier, en jy het positief ingegaan, maar hulle het oor alle nonsens gepraat, en jy het uitstap, te sê jy, ek weet dit is nou fout, ek voel so depres, en ek voel so te neergedruk, kom aan, wees eerlik. En hoeveel keer van julle het jy al by mense gekuier, jy gaan na in depres, te neergedruk, en toe jy uitkom en sê, prys God, ek is so bly ek by die mense gekuier. Kan ek 'n amen kry? Amen. Dit is wonderlik. Okay, die vierde en laaste een, vanaf. En hier het ons vanoggend oor gepraat en gesing en alles gedoen en was deel van ons lofprysing en aanbidding. Jy sien, iewers in ons lewe moet ons weer besef dat om my gemoed te verander, moet ek weer 'n gesindheid van blydskap hê. Ek wil met die stadig praat, ek wil jy moet hoor. Blydskap is een van ons Pinkster erfenis. Net so stale praat, een van ons erfenis is. Blydskap is die doping met die Heilige Gees, maar is die doping met living waters, met die blydskap, the joy of the Lord. Daarom sê die Bybel, hy vergelyk die doping met die Heilige Gees, met die wyn. Wyn symboliseer blydskap, maar die duiwel het gekom, en hy het baie van ons se wyn kom steel. En hy laat jy water drink. En die eerste wonderwerk wat die Here gedoen het hy die water in wyn verander. Ek wil vanoggend vir iemand in hierdie plek sê, jy sit in water vanoggend, jy's mismoedig, jy's depressed, jy gaan deur 'n moeilike tyd, maar ek wil vir jou sê, dat die God wat ons aanbid vanoggend, die God is 'n God van wonderwerke, en hy is die God wat jou water in wyn kan verander, wat jou sieraad kan gee, vir as, halleluja, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Nou ken ons almal, Nehemia 8 vers 11, maar ons ken dit nie regtig nie. Ons ken ons het 'n skop uit, maar ek wil volgende, jy moet dit ken in jou hart uit. Jy almal ken dit. Wees dan nie bedroef nie. So waar is God se wil? Wel, ek moet nie bedroef wees, ek moet nie depressief wees, ek moet nie neerslagtig wees nie. Dis God se wil. Wees dan nie bedroef nie, dis duidelik. Hoekom nie? Want die blydskap van die Here, dit is jou beskutting. Nou, vir die meeste mense weet wat beteken die woord beskutting nie. Want dis wat ek sê, daar jy lees die Bybel, jy moet gaan studeer. Nou moet jy gaan kyk en sê, okay, wel is iets baie belangrik geskryf hier, kyk weer na hom. Hy sê, ek moet nie bedroef wees nie. Dan geef my die antwoord, hoe kan ek die bedroefdheid wegkry? Want hy sê, ek kan dit wegkry deur die blydskap. En hy sê, wanneer jy dit regkry, dan is dit jou beskutting. Maar nou wil ek gaan kyk, wat beteken die woord beskutting? Want ek verstaan nie lekker nie. Wat beteken die blydskap van die Here is my beskutting? Toe gaan kyk ek, kom ons kyk wat sê die Amplified. Dis ons kom by Amplified, en hy moet Amplified. For the joy of the Lord, nou gebruik hy twee woorde wat vir my meer bekend klink, is my strength and my stronghold. Nou begin ek al hoe nader kom, as ek bly is, kry ek sterkte, en ek het 'n stronghold aan my kant. Toe gaan ek nog 'n bietjie verder, dan kyk wat beteken dit in die nuwe Engelse vertaling. Toe sê hy, the joy of the Lord, that the Lord gives, will make you strong. Nou begin dit al meer sin maak. So blydskap het die vermoë om my sterkte te gee, en my sterk te maak. Wel, toe gaan ek, en ek gaan kyk wat beteken die woord sterkte in Grieks. En toe sien ek die woord sterkte in Grieks, as baie meer as 3, maar die een van die dinge wat beteken is defense. En die defense in Afrikaans beteken, dis jou verdediging. Toe begin die revelation kom, as blydskap my verdediging is, teen wat verdedig hy my? Hy verdedig my teen depressie, teen neergedruktheid, teen moegheid, teen elke aanval, is die blydskap van die Here, my defense, halleluja. So wanneer ek neergedruk voel, dan moet ek by die fence opsit. Ek gaan my verbly. Wanneer die aanvalle kom, moet ek by die fence opsit. Ek gaan my verbly. Ons het die teenoorgestelde, ek van my. Julle is nie so bad, maar ek. Wanneer ek die aanvalle kry, dan sê ek boedeloos.
Ek baie keer nie my defense op nie. Ek wil in plaas van bly te sê, ek hoor, los my uit. Ek wil my kamer myself toesluit. Ek wil net my eie tyd hê. Sien dit 'n paar mense wat weet waarvan hy praat. Kom aan. Nie wil gaan salk en jy wil jouself jammer kry. En dan begin die duiwel met jou praat en hy laat jou man jou skuld kry en as die kerk is iemand stoor en hy skinder by jou. In plaas van dadelijk ons defense opvat en sê, the joy of the Lord is my strength. Ek het slegte iets gehoor, ek voel 'n bietjie depressed, maar ek gaan net by my inkom. Ek gaan my nou verbly in die Here, man. Moet ek spring, halleluja. Toe kom ek agter, wel, hierdie is my fortress, dit is my skuilplek. So my skuilplek is in my kamer myself toe te skryf, die kombers op my kop te trek, nee, my skuilplek is, ek moet my verbly in die Here, en wanneer ek my verbly in die Here, gaan ek in die skuilplek van die Allerhoogste, en hy dek my met sy vlerke, kom aan kerk, halleluja! Hy is my rock, sê die ander Bybel. Wanneer my verbly is ek die rock. Daarom sê Psalm 100 vers 2, sê vir ons so mooi, hy sê, luister, die manier hoe jy die Here moet dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Wat verstoor, dit is moeilik. Nee, dit is so moeilik, jy moet oefen. Kom aan. Ons moet dit beoefen. Ons moet weer besef dat blydskap is my inheritance. Dit is my erfenis, man. Dit bring my defense op. Dit sit my in 'n stronghold. Dit bring vir my 'n fortress. Dit plaas my op die rots, man. Die metode hoe die Here moet dien is blydskap. Ek weet nie wat ek sê, maar ek wil dit sê. Baie keer in die wêreld meer blydskap as die kerk. En ek praat miskien van geluk, maar ek dink ons Pinkstermense kom te min in die wêreld. Ek bedoel nie die sonde van die wêreld nie. Ek sit op die rugbyveld, ek en my kinders 3 weke terug toe die Blou Bulle in die final gespeel het. Vra maar as ek paar gaan asseblief gaan kyk nie. Skoop kaartjies sit in die final. En om ons sit sondaars. Almal met 'n bier in hulle hand. Maar een ding sien ek by hulle is happy. Jy kan miskien sê wel, pastoor, dis die bier wat hulle happy maak, jy's reg, dit is die bier. Maar as ek so na hulle gekyk het, ek gedink, ek kan nie dink, lyk of een van hierdie mense tekort aan geld het nie, want hulle koop elke 3 minute aan 'n bier, as ek groot is. Het lyk of hulle enige probleem met hulle almal is happy en hulle lag en smile. Nou kom jy baie keer in die kerk, en jy sien mense is depressed, en neergedruk, mismoedig. Jy sukkel om 'n smile uit te kry. Die koorkleier moet jou aanmoedig om net jou hande op te lig om te smile, om mekaar te groet. Ons het ons joy verloor, kerk. En ek sê dit met alle respek, ek praat met myself, we lost our joy. Die kerk moet 'n plek wees wanneer die sondaar die inskap en hy sê, ek weet nie waar dit hierdie ouens, maar ek soek dit. Ek soek dit. Wanneer die sondaars in die plek instap en hulle sê, ek weet nie waar dit hierdie ouens, maar lyk of een van hulle probleem het nie. It's the joy of the Lord. Ek wil vir 'n paar eienskappe gee van blydskap gou vandag. Nommer 1, blydskap is 'n keuse, you decide. You decide, you make a choice. I want to be glad. Ek staan baie keer op, ek weet nie, ek sê vir ander, voel ek net mismoedig, ek weet nie hoekom nie. Dan moet ek besluit en sê, luister duiwel, ek gaan my defense optrek, en ek gaan nou my verbly in die Here, en ek ry na hierdie kerk, en soos ek hier toe ry, verklaar ek oor my lewe, daar nie van 'n Weshuis, dat die blydskap van die Here is jou besitting, jy gaan aan 'n attitude hê, jy gaan jou verbly vandag. Nommer 2, ware blydskap word nie bepaal deur my omstandighede nie. Ware blydskap word nie bepaal deur my omstandighede nie. Luister na hierdie 2 skrifte. Die eerste skrif 2 Korintiërs 8 vers 2. Ek het die tweede een vanoggend eens bygesit, so kyk gou. Hy sê dat onder baie beproewing en baie verdrukking het hulle oorvloedige blydskap gehad. Is dit amazing nie? Dis nie te sê, vir ons wel, jy kan lekker bly, jy kry groot salaris, of jy ry 'n mooi kar, jy bly in 'n smart huis, niks aan my te doen nie. It's a choice.
En jy het 'n keuse gemaak en jy sê, luister, my blydskap is nie bepalend oor my omstandighede. 1 Peter 4:12 and 13, in die PTP, ek het hierdie skrif hierdie week, ek doen op die oomblik Petrus, in my Bybel stuur, hy sê, beloved friends, if lives get extremely difficult, nou ons almal kan by dit identifiseer. With many tests, don't be bewildered as though something strange were overwhelming you. Instead, continue to rejoice. Haha, oh, is mooi man. Hy sê, extremely difficult with many tests. Hy sê, moenie dink something strange het oor jou gekom nie, man. Hy sê instead, continue to rejoice. My blydskap word nie bepaal deur my omstandighede, kan ek 'n amen kry. Kom ek amper klaar, nommer 3. Ware blydskap, hier is 'n belangrike ding, hier is 'n baie belangrike ding. Dis hoekom ek sê, Pinkster, ons blydskap is ons Pinkster erfenis. Luister na hierdie skrif. Ware blydskap se oorsprong is in die Heilige Gees. Ek wil jy moet hoor. Ware blydskap se oorsprong is in die Heilige Gees. Daarom sê Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Heilige Gees is blydskap. Kom die Heilige Gees uit. Dis waarom ek en jy die vermoë het, is om ten spyte van eksterne faktore nog steeds ons kan verbly. Want my blydskap kom nie oor daai eksterne faktore nie. Dit kom oor die Heilige Gees wat in my is. Kan ek 'n amen kry? Luister wat gebeur in die boek Handelinge, na die uitstorting van die Heilige Gees, hoofstuk 13 vers 52, en die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Loop hand in hand. Ek sê loop hand in hand. The Holy Spirit is joy. Dis blydskap. Die karakter, wat hy net van gepraat het, die karakter van God is blydskap. Hy sê in Sefania, hy sê, I rejoice over you. Die oorspronklike Bybel sê, ek sing oor jou, ek dans oor jou, sê hy Bybel. Ons en God is hierdie Norsoom in die hemel, wat heeltyd 'n frons op sy kop het met sy bok in sy hand, en hy kyk waar ons kan straf. Vrydagmiddag begrawe ek 'n 5-jarige dogtertjie, pragtig. En hy ma en pa sit daar voor. Kan jy indink hoe hulle gevoel, 5-jarige gesonde kind. Sy was nie siek nie, sy het dit so siek geraak. In die hospitaal. Dood, hulle weet nou gekom sy dood nie. Mooiste kind. Die eerste ding wat ek vir ouers sê, op bewys kom kyk, toe sê ek, hoor, ek wil jou 2 dinge noem vanoggend. Ek het nie vir jou antwoorde, hoekom jou 5-jarige dogter nie gesterf het nie. En ek het die antwoorde, en ek het oor die begrafnis gesê. Ek kan dit nie verklaar nie. Maar ek kan vir jou een ding sê, God bly 'n God van liefde. En nommer 2, moenie die duiwel jou vertel, God straf jou, deur jou kind van jou weg te neem, en dis wat baie kerkmense vir mense sê. God is nie om ons dood te maak nie. God is nie om ons swaar te laat kry nie. God is 'n God van blydskap, man. Hy's happy. Want dis die karakter. Hoe weet ek dit? Want God is ook God die Heilige Gees. En hy's vol blydskap. Dan die laaste punt, en hierdie is 'n punt wat Paulus preek. Blydskap spruit uit dankbaarheid. Ek ry baie keer in Kreersdorp Wes, Burgershoop. Dan sien ek 'n ma en 'n pa met 'n pram. Met 2 laities of 2 meisies, 2 kinders saam met hulle sulke klein jokkertjies. Dan kan ek sien uiterlik is hierdie mense arm, hulle is stikkend. Dan ry ek met my kar verby en dan sien ek stap hulle. Dan sien ek die pa smile, die ma smile, die pa die kind om die lyf. En ek besef, Here, daai mense het miskien nie geld nie, maar hulle is baie meer gelukkig as ek miskien is. Want uit dankbaarheid kom blydskap. Ek wil jy moet hoor. En ek weet jy sit hier en ek sluit af. Ek weet jy sit hier en jy sê, "Wel pastoor, my ma het altyd hierdie sê ding gehad.
Maar daar's niks om oor bly te wees nie. Is 'n leuen uit die put van die hel. Ek sê dit is 'n leuen uit die put van die hel. Die feit dat jy vandag hier in hierdie kerk sit, is iets om oor bly te wees. Die feit dat jy lewe, die feit dat jy klere het, die feit dat jy vanmiddag gaan eet, die feit dat jy werk het, die feit dat jy dak het om onder te slaap, is baie om oor dankbaar te wees, en dit maak my bly. Ons moet net weer begin om ons seëninge te tel. Ons moet net weer begin om te sien wat God vir ons het instoor het, en dan die laaste een. Die grootste rede hoekom ek bly is die redding van my siel. En Nico, ek het eintlik verkeerd gesê, ek en jy kom hier 15 jaar saam mee, ek en jy kom seker van 30 jaar saam. Daai jongman was een van my studente in Uitnaag. Dit is jare terug, ek is al amper 12 jaar hier. Dit is nog voor ek Nelspruit toe was, dus ek en jy al saam. Ek onthou die dag toe die Here my gered het. Ek onthou dit tot soos vandag. Ek dink nie, en ek probeer die groot mond klink, ek dink nie, daar gaan 'n dag verby. Musikante, julle kan na vore kom asseblief. Ek dink nie, daar gaan 'n dag verby, dat ek in die oggend in hierdie kerk rondloop, met my hande ophef en sê, Here, dankie dat jy daar nie van 'n Westhuizen se pad langs gekom het nie. Ek wil hê jy moet hoor, as daar een persoon is wat bly is omdat God hom gered het, dan is dit ek. Die Bybel sê, hulle wat diep in sonde was, het groot, sy liefde vir God is groot. Ek kan uit skrif, maar dit is 'n skrif. Ek is so bly. As 'n jong man het die duiwel my vasgevat. Ek was op pad om sleg uit te draai. Ek het alles probeer as 'n jong man. Toe ek 17 jaar oud was, gee ek my lewe aan Jesus. Ek het nog nooit in 'n Pinksterkerk, het ook nooit nie. Ek was een van die kinders wat Pinksterkerk se dakke gegooi het en klippe deur hulle vensters gegooi het. Ons gedink hulle is die sektes. En die Here red my in 'n Pinksterkerk. Na al hierdie jare is ek so dankbaar, want ek weet ek sal die gutters geëindig het, as die Here nie my pad langs gekom het nie. Wil jy nie vanoggend op die voete staan nie, asseblief? Wil jy nie vanoggend vir die Here sê, Here, dankie vir my redding, dankie vir my redding. Ek is so dankbaar vir my redding. Daar waar jy staan, wil jy net die hande op en sê, Here, ek waardeer my redding. Wil jy nie net sê, dankie Here dat jy gekom het, toe ek 'n sondaar was, het die genade met my kom stilstaan, en het my gered, Here. Maar in die geval net kom dankbaar wees oor enige iets waaroor jy vanoggend wil dankbaar wees nie. Jou gesondheid, jou familie, hierdie gemeente, kos. Ek weet het gaan miskien nie so goed soos het moet gaan nie, maar jy het iets om oor dankbaar te wees. Net om dankie te sê. Net om dankie te sê, Here. Dankie daarvoor. Dankie, Here, dankie. Kom maar, net dat wij staan, dankie, Here. Wil jy nie vanoggend 'n besluit neem en sê, ek gaan my attitude verander, ek gaan my gesindheid verander, ek gaan nie meer vaskyk na al die storms en die probleme en die tekorte nie, ek gaan my verbly. Dawid vra vir homself, hy sê, siel, waarom is jy ontsteld in my? Waarom is jy ontsteld in my? I want to make a choice. The joy of the Lord is my strength. And I make a decision to walk in joy. No matter the circumstances. Wil ek in my blydskap wandel. Hallelujah. Oh, I bless you, Jesus. Vader, help ons om hoorders te wees alleen nie. Maar help ons om daders van die woord te wees, sodat U verheerlik kan word in Jesus se naam. En al die kinders van die Here sê,